ons vra van julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die meegeleiers onder julle tereg. Praat met kleinmoediges moed in. Help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vergeld nie. Beywer julle liewe, altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees teenstaan, nie uitsprake van die boodskap van God wat verkondig is geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van dit wat sleg is. Die lekker ding om as verloste kinders in Jesus Christus se genade en onder leiding van die Heilige Gees is dat die wet vir ons begin anders klink. Dis nie meer 'n klomp strawe moet en moenies nie, dis kom ons doen dit. Kom ons leef in liefde met mekaar, kom ons help mekaar in liefde soms te regwys, dis daai regwys is amper so 'n bietjie raar, soos daai wat jy ma doen in sy boekraad vir jou wat gekoop. Kom ons bid gedurig, kom ons wees geduldig met mekaar. Kom ons soek waar God die hele tyd vir ons wys waar om te gee vir mekaar en ook almal anders. Kom ons toets alles en bedink alles en behou die goeie goed. Want dit is wat die Here Jesus Christus wat ons doen. En omdat ons op bid fokus hierdie maand, is dit nou vir my baie lekker om 'n bietjie by die Onse Vader stil te hou. So ons het die eerste week gekyk na die eerste sin, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, en ons het nie voorgehad met Sissie, hierdie groot man met die oulike pragtige begin regop sit Sissie. En ek het van 3 vrae gevra wat hom sê, ag maar wil jy nie aan squash en jy kan hom dood squash. Nee, ek sal dit nie. En as iemand daar seer maak, hy nie daai ding gaan antwoord nie, maar ons kon in sy taal sien wat sal gebeur. En toe vra ek, sou jy haar pak gee of met haar raas as sy stout is en met 'n traan in sy oë sê hy, ek sal seker maar moet. Ons Vader, God wat persoonlik jou liefhet. Toe kyk ons na wat in die hemel is en soos wat hierdie aardbol hier is en hy het ons baie mooi gesit het dat hy so te wys dis waar ons is op hierdie bol. Ons is daar nog daar. Soos wat ek fisies groter is as hierdie aardbol, is wat in die hemel is, die beskrywing wat ons gee van God is groter as ons verstaan van plek en ruimte en tyd. En daar het ons ook gesê, omdat hy dit is sy heilige nie, so kom hy vir ons heilig is, want soos wat God vir ons asem gegee het God die mag en die krag om ook daai asem heeltemal weg te vat. En op Batja het vir ons mooi geleer, God is nie ons woer nie, ons kan nie met God speletjies speel nie. Ons kan probeer, maar net omdat hy ons pa is, beteken nie, hy is ons voel nie. Verlede week het ons gekyk na laat die koninkryk kom, en ek het die kroon vergeet, maar hierdie week het ek hom onthou, en ek weet is nou 'n baie laerskool weergawe, maar hy het die matriek gedaan, maar fantasties nie. En ons het gesê, daar die koninkryk kom soos die hemel is, so op die aarde, so omdat God in hierdie ruimte regeer, wat ons nie in beheer het in die hemel, wat ons nog nie in volle glorie kon ontdek nie, weet ons dat die leidrade van hierdie koninkryk van God, wat heel en liefdevol is, waar daar nie pyn en lyding is nie, waar mense mekaar dra en almal God eer, is soveel groter, is wanneer ons bid, laat die koninkryk kom, haal ons kroon af en ons vertrou dit ook aan die Here toe, saam met ons aarde.
En dis hoekom ek my die kroon nou mooi op die aarde sit, want ons het 'n keuse of ons nog ons kroon gaan dra of ons vir God die kroon gaan. En die storie wat ons na gaan kyk het is Samuel en Saul, want Saul was sy eie lewe vernietig het onder die farao van God se koninkryk wat hy het gemis het. Waar is daai 3 jong manne? Dit is nou julle brief. Vanoggend is ons by gee ons daaglikse brood. Gee pakkie van hierdie en 'n pen vir elke persoon. Terwyl hulle wil ek vir julle sê, daar's so baie tekste oor gee ons daaglikse brood. Ek het so baie tekste gelees en gebid en toe aan die einde het ek gesê nee en dit een. So vanoggend is ons teks letterlik Matteus 6 vers 11. Gee ons daaglikse brood. En dis hoekom ek kan die teks gevat het van die swaalkies en die mossies wat sê kyk hoe gering die swaalkies en die mossies, maar kyk hoe sorg God vir hulle. My bosval weergawe sou gewees het die blou suikies of die katlagters, want ons het hulle in oor toe. Kyk hoe sorg God van hoeveel te meer gaan God nie vir jou sorg nie. Die ander ene wat ook 'n gewilde een is, wie sal nou vir sy kind 'n klip gee as hy 'n brood vra of 'n slang? Hoeveel te meer dink ek gaan die Vader in die hemel hulle hart opdra nie. Maar die ander het ek maar teruggegaan na 'n ouer boodskap. Ek hoop julle het vir julle ook 'n pen en 'n papier. En die ou einde is ons daaglikse brood vir my aan die hand van saad. Ons gaan nou by die saad kom, maar hier is die eerste ding. As ons nou hierdie sinnetjie opdeel, as ek vir iemand vra, gee vir my, julle het vir Sisma onthou en moedersbome. Ek kan vir julle nie net gaan vir Sisma ook een gaan gee. Asseblief, dankie John. As ons vra gee, dan stel ons onsself afhanklik. Vir wie vra jy om vir jou te gee? Jou ma, jou pa, as jy swaar kry, 'n lening by die bank, as jy iemand te genade kom het, vergewe my asseblief, gee my jou vergifnis. So ons stel ons onderdanig aan dit wat ons vra om te gee. En as ons sê, gee ons, dan is dit nou baie interessant, want dit is nie 'n selfsugtige ding, gee my daaglikse brood nie. Nee, Jesus het strategies hierdie ons daarin gesit. So, kyk gou rondom julle, ons mis 'n paar mense vanoggend, ek mis 'n paar mense vanoggend, maar hierdie is ons geloofsgemeenskap. Ons. So nie selfsugtig vir my nie. En as ons nou 'n bietjie hier sou uitkry, Reunilie toe, uitkry, plase toe, skynstrif oral ons. So verdeel. Dan kom ons by daaglikse, lees julle, gebed van die Here vra, onsself na die Here rig, is nie 'n one-hit wonder nie. Dis 'n daaglikse fokus by die Here. En dan nou weet ons brood, as ons vra vir brood, is dit nie noodwendig 'n fisiese brood nie. Dit is ons behoeftes. Gee dat ek my rekening kan betaal aan die einde van die maand. Gee dat ons kan eet. Gee dat my hart die uitdagings oorleef. Gee dat ons voorspoedig sal wees, nie net ons nie, maar almal om ons ook. Ons medegelowiges en al die ander volke. Dit in sigself sit hierdie klein sinnetjie 'n hele wêreld voor, né? Ek nou gedink jy kan so baie uit 5 woorde uitkry. Daar's nog 'n paar ander dinge, spesifiek 2 wat ek wil uitlig vanoggend. Die eerste ding is, as ons vra vir die Here, gee ons daaglikse brood, is dit 'n gebed van vertrou. Ons vertrou dat God ons sal versorg. Die tweede ding, hierdie is maar die mooiste ding wat ooit uit Onse Vader vir my persoonlik kon mee saamstap, soveel so dat ek nou al 3 keer op verskillende maniere op hierdie
spesifieke punt daaroor gepreek het, is dis 'n gebed van voorsienigheid. En daarom het jy nou hierdie oulikies pakkie sade. Ek weet, ek wou baie graag koring gebruik het, maar ek was te laat vir die seisoen. So hierso is nou 'n paar goedjies wat hulle sê jy kan groei vir die volgende seisoen. Ek weet die boere onder ons gaan nou lag, maar hierdie is nie vir jou landerye nie. Die uitdaging gaan wees dat ons nou soos kinders tipies by die huis in 'n bakkie met water hierdie gaan tussenin sit en ek wou nou nog 'n boontjie op daar ingesit het, maar dit is 'n bietjie vroeg vir hulle, so ons gaan hulle maar in rus. En hier's hoekom. Wanneer ek God vertrou vir my daaglikse brood, net 'n fisiese brood, imagine dit was nou 'n koringsaad, hier is wat ek God voor vertrou. En hier het my baie gehelp hiermee, daar's nuwe supersade, maar die tradisionele hoeveelheid tyd wat dit vat, help my net weer gou reg, is 5 maande vir 'n koringsaad om te groei. Nee? So hy moet eers ontkiem, en nou het ek hierdie afgelope week nou nog meer geleer, dat partykeer ontkiem hulle net nie, dit is 14 dae van byt jou naels af as jy dit doen, dit is vrekkig. So wanneer ek vra net koring alleen, wat nodig is vir brood bak, vir die Here, gee ons daaglikse brood. Here, ek vertrou U vir kos, vir 'n brood. Dan vertrou ek die Here dat reeds 6 maande terug 'n boer 'n saadjie of 'n miljoen in die grond geplant het en reg bemest het en reg besproei het en gebid het en vertrou het dat daai saad ontkiem, gekyk het hoe daai saad groei, verseker het dat hy nie mot of gogga of allerlei goedertjies rusbus gekry het nie, tot en met daai saad volgroei het. Daarna vertrou ek reeds vir die Here dat iemand reeds masjinerie ontdek het hoeveel jaar terug om daai sade te kan oes en die kaf van die saad te skou en daai sade te kan verpak in sakke en kan ry na 'n silo toe, wat dit kan opweeg, die suiwerheid daarvan kan verseker en al die werkers daarmee saam. Dis nog iets. As ek vra Here, gee ons daaglikse brood, vertrou ek dat dit wanneer dit by daai silo's is, dit versprei sal word na 'n meule toe. Nee? Soos dalk eerder 7 maande, 8 maande terug, van die ander prosesse met ons bykom. Maar dat daai meule met versorging, sonder dat rotte en allerlei goed in die goed klim, daai koring kon fyn maal in meel in. Die regte gradiëntmeel wat nodig is vir brood, want koekmeel is nie broodmeel. En dat daar iemand is wat die kundigheid het en wat die werk het en wat die voorsienigheid het van die Here om dit te verpak en in 'n trokke te pak en winkels te stuur sodat winkels meel kan kry. Sodat ek en jy voorsienigheid kan hê in God se voorsienigheid, sodat ons petrol kan hê en geld kan hê, sodat ek in my kar kan klim, winkel te kan ry of kan stap as ons naby is, en daai meel te gaan koop in huis en vat na brood bak. Of as jy soos ek is en jy koop meer brood as wat jy bak, om fisies te kan ry na 'n winkel toe, en dan het God reeds veroorsaak dat daar bakkers is en bakkerye met masjinerie en oonde wat al hierdie goed gehad het. Dis net die koring. Die gis gaan deur 'n hele ander proses. Die eiers, iemand moet nou nog 'n hoender lewendig hou en ryk van 'n skiljaardpad of 20, nee, en allerhande sandfooi en wat ook al goeders daar is. Water moet gesuiwer word. Imagine net gaan al die 18 stappe van 'n watersuiweringsstudie. As ons vir die Here vra, gee ons daaglikse brood, al is dit net fisies brood, vertrou ons dat die Here reeds voorsien het aan 'n klomp mense se werk, 'n klomp mense se verantwoordelikheid, 'n klomp goed wat maak nie saak alvaar teen hoe versigtig en hoe getrou nie, 'n klomp goed wat God in plek moes kry, dat goed kon groei, dat goed reeds beskikbaar kon wees. Dis hoeveel God
En dan sê hy, deur Jesus Christus se woord, vra my, nie vir jou eie nie, gee ons daaglikse brood, sodat ons ook mekaar kan versorg. So vinnig, kort, kragtig, verstommend, is die voorsienigheid aan die Here soos hierdie saak, wat ons Here vertrou. En as jy nou hierdie by die huis gaan sit tussen watte of in 'n klein potjie, maar watte is lekker want jy kan hom elke dag net genoeg water gee en dan kan jy sien ontkiem hy, en jy kan sien hoe groei hy en kom hy op, om elke dag 'n liefdesstukkie te sien aan hoe God vir jou sorg terwyl jy besig is met alles doen. Nou wil ek 'n staaltjie vertel, ek het in Ficksburg, is ook 'n plaasgemeenskap, ook vir die mense sade gegee en toe maak ek die uitdaging oor 2 weke bring jou sade terug. Dan kyk ons. En daar's 'n klein dogtertjie van 4 jaar oud in die gemeente gewees. En man, daai 2 weke daarna het so besig gegaan, ek het heeltemal vergeet. En net voor die erediens, ek was al hier, ons het al begin, jy weet die ouens het eintlik al begin, so in die eerste liedjie hardloop die meisietjie op en sy sê, ek het hom gedoop, bring, dat's my prys. So ek gaan weer vra, oor 2 weke, bring hom saam of neem 'n foto en share dit om te sê, hierdie is 'n stukkie van my geloof wat groei. My geestelike geloof ook, soos daaglikse brood. Ander mense het al in die verlede, wanneer hulle hierdie sade gevat het, 2-3 maande terug, later die mielies en die goed wat gegroei het, fisies die vrugte, kerk toe gebring en gesê, dis nou min, hier sit nou, maar wat doen ons daarmee? Ons het die gaar gemaak en blokkies op gesny vir almal 'n happie gegee. Dat ons fisies kan sien wat saam leef in God se liefde en koninkryk beteken. So die uitnodiging van vandag is, as ons bid, gee ons daaglikse brood, sien ons raak dat God dit reeds doen. En kan ons dan in dankbaarheid elke dag vir sy voorsienigheid lewe. Ek gee vir jou 'n oomblik, net hierdie goed in plek te sit in jou kop, wat sluit ons aan. Ons Vader, dankie dat ons die kinders kan wees, dat ons by U veilig kan wees, en dat U ons in liefde oppas. Dankie Here dat U groter is as ons plek, ruimte en tyd in die hemel. Dankie Here dat U heilig is, groter en sterker as enigiets wat ons kan bepaal. Dankie Hemelse Vader dat U koninkryk nie ons aardse koninkryk is nie. Dat ons elke dag 'n stukkie meer van U liefde, U genade, U geduld, U omgee kan uitleer leef en ons eie koninkrykies heen kan skryf. Hemelse Vader, hierdie week wat kom, gee ons asseblief ons daaglikse brood. En dankie Here, dat dit uit die voorsienigheid kom van U hand. Dat ons nie net U kan vertrou vir wat ons kan sien, maar ook al die prosesse, al die dinge wat reeds in plek geval het maande terug, sodat ons dit nou kan weet en elke dag. Dankie Here dat ons daardeur ook kan leer om U te vertrou dat die toekoms kom, dat ons daaraan vashou nie, want vandag het U voorsien. Maande terug reeds, so U voorsien reeds in maande wat kom. Ons loof en prys U groot naam.